Goeiemôre gemeente, dit is vir my 'n verskillike groot voorreg om hier te wees. Dani het nou die helfte van my ysbrekers al klaar gevat, so ek gaan nou moet aangaan. Ek gaan 'n ander storie moet vertel. Die laaste keer toe ek hier was, het ek julle vertel hoe ek en Dani ontmoet het. Susan ontmoet het. Ek het hulle ontmoet in 1996. Ek ken hulle al 26 jaar van my 47 jaar op aarde. Dis nie net 'n voorreg nie. Hulle was in 96 het hulle ander boyfriends en girlfriends gehad en in 97 toe hulle weer sien, toe het hulle mekaar gevind. En so ek het julle laas vertel hoe Dani 'n mime was by ons skool en dis hoe hulle ontmoet het. Het hy al veel toe gemime of nog nie? Een ding wat ek wel oor Dani kan sê, ek gaan nou by Susan kom. Dani is soos daai storie wat jy al gehoor het van die wyse man wat die boot kom regmaak. Hulle het al 100 ouens probeer kry om 'n boot, 'n groot skip reg te maak. En toe kry hulle 'n ou man met wysheid en toe klop hy aan die boot en toe klop hy hierdie kant en toe sê hy vir hulle wat fout is en hy gee sommer vir hulle rekening in die miljoene en hulle sê maar hoe kan jy nou vir ons soveel vra? Jy was nie eers 7 of 8 minute met die probleem gesukkel om te sê ja, dis my jare van ervaring. As ek iets kan sê van Dani de Tooy is dat wanneer hy by 'n plek aankom, dan maak hy dit beter. Die Heilige Gees binne in hom het 'n manier om goeders te orden. Ek weet nie of jy dit al gesien het hier nie. Goeders val in plek. Die ander ding wat van Dani kan sê is wanneer hy sê dit gaan so wees, dan is dit so. Sy ja en sy nee. Ek eer julle as die twee wat geroep is om te lei by Linwood en van iemand wat uit Linwood uitkom, kan ek net vir julle sê, dit is vir my elke keer verskriklik groot voorreg om hier te wees, om te sien wat die Here deur julle doen, die groei wat julle bewerkstellig en die orde wat julle gebring het en wat die Here deur julle net doen. En ek wil maar net sê, dis vir my so 'n groot voorreg. Ek is bly dat jy ook hier is. Amen. Ek wil net gaan my PowerPoint oopmaak, right? Dit was vir my baie groot vrees toe ek agterkom ek gaan in Afrikaans moet preek, want by ons kerk preek ons net in Engels. En dis nie verkeerd of reg nie, is verkeerd. En so vanoggend is dit vir my lekker om as ek dalk in die Engels ingaan, gaan net aan. You watch TV, you look at the internet, dis maar net hoe hy gaan. Dis vir my baie lekker om hande te vat met die reeks Christus geopenbaar deur die skrif. En vandag is deur profesie en hoe dit gekonnekt is, hoe die Here die goue lyntjie, God die Vader die goue lyntjie van Christus gebruik om van die eerste boeke in die Bybel in Genesis tot in Openbaring Christus as 'n goue lyn vir ons te kan gee. En so ek is getroud met Catherine al vir 22 jaar, ek ken haar al 26 jaar. En ek weet nie of jy weet nie, maar vrouens is gemaak om sekere balle in die lug te hou. Dit is kos en programme en as jy in Linwood Laerskool is, dan verander hulle die programme sommer die aand of die oggend voor die tyd. Voor jy wakker geword is daar al veranderinge en dan moet jy skarrel. Vrouens is gebou om daai goeders te juggle. Mans is gebou om een ding op 'n slag te doen. Amen. Ons het dalk baie boksies, maar een moet oop wees terwyl die ander toe is. Amen. En andersom, vrouens het multiple boksies wat kan oop wees. Hulle kan verskillike amazing goeders doen. En so, vandag het ek so baie woord lees dat julle vrouens, mans later vir julle gaan vir my verduidelik wat hier aangaan het. Ek het letterlik 'n uur en 'n half se woord ingedruk in omtrent 24 minute, so hou vas. As ek vir die manne moet verduidelik wat dit is, dis onthou jy as jy jou tweede bal op die golfbaan op die derde pypjie geslaan het en jy het soos half 'n oefenbal geslaan en jou maat help jou om in die golfkarretjie te ry en dan hang jy half uit die golfkarretjie uit om jou tweede balletjie op te tel. Dis hoe ek verwag jy moet vir vandag die woord van die Here optel. Vinnig en flink, okay. Ja, dit was weird. Alright, great. Profesie is deel van ons hele Bybel, ons hele samestelling van wat die woord doen. Van die begin af kan dit nie ontken nie. En so die Hebreëse woord vir profeties is nabi. Sê nabi. Dit beteken een wat namens God spreek. Ek weet nie of jy weet hoe die Here praat nie, maar die Here praat in sekere maniere. Kan iemand vir my sê, by wyse van hande opsteek, hoe praat die Here vandag met ons? Enigiemand? Vinnig. Ja, Alexander. Afrikaans, jy is 100% reg. High five my nou, Sena. Mooi so. Yeah. Afrikaans, hy het my gehoor, enigiemand anders. Hoe praat die Here vandag met ons? Deur sy woord, mooi. Wie hou van die Bosveld?
deur sy natuur, ja? Deur mense, hoor ek iemand? Sê weer? Sang, aanbidding, verseker, ja? Heilige Gees, definitief. Enigiemand anders? Deur profesie. En so, ek wil sommer daarby die vyfvoudige bediening voeg. Al die, gaan dit nou, die apostels, ja, dis mooi. Al die apostels wat vooruit gegaan het, moes 'n mate van profesie in hulle hart ingedra het, om ergens heen te gaan waar die Here hulle gestuur het. As ons kyk na, as ons sê God die Vader van Abraham, van Esau, van elke gedeelte van die Ou Testament, het God iets profeties in iemand ingeplaas om ons hier uit te bring vandag. En so, Amos 3:7 sê, die Here doen niks tensy hy sy geheim aan sy diensknegte, die profete openbaar. So, ek wil 3 areas vandag raakslaan. Ek amper 3 paaie vir jou skep, amper 3 levels vir jou kommunikeer vanoggend. En die eerste een is so 'n bietjie Ou Testament en ek het dit gedap profete. Die tweede een is Nuwe Testament, profesie, en die derde een kon ek nie 'n Engelse woord daarvoor kry nie, my tema vir vandag is prophet, prophecy and presence. Wat het ek dit nou verander na profeet, profetiese persoonlik. Maar die rede hoekom ons dit so doen en die rede hoekom ek 3 prentjies wil teken vandag, is want die kondisie van ons hart is vandag, wil ek graag bewys, is presies dieselfde as in die Ou Testament. Daar was 'n probleem met Adam en Eva se lewenstyl. Iemand het 'n appel gebyt en die sondeval het gebeur en Christus moes gegee word. En so, die kondisie van die hart, Genesis 6:5 sê, toe die Here sien dat die boosheid van die mens groot was op die aarde en dat al die gedagtes van sy hart gedurig deur net sleg was. Hoe erg is dit? Die hart van die mens is gedurig net sleg. 'n Ander vertaling sê vrot. Jeremia 17:9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verderflik is dit, wie kan dit ken? Verderflik, beteken dit gaan onder. Dit gaan nie aan nie, is nie mooi nie. En so wanneer ek kyk na ons tema vanoggend, het ek gesukkel om in Afrikaans te kry, maar ek het hom toe vertaal na profeet, profeties, persoonlik, maar dit werk glad nie. Ek wou nie die P's gehou het, maar dis eintlik teenwoordigheid. En so ons lees vanoggend uit Jesaja 52 en 53 uit. Maar as ons begin met profeet, Oud Testamenties, was die manier hoe God met sy mense gepraat het, was baie direk. Abraham het God se stem gehoor, hoorbaar. So ook Moses glo ek, hoorbaar 'n stem van God. En dan was daar profete ingesaai, soveel soos ek en jy kan tel op ons hande, en die woord gee vir ons verskriklik baie van hulle. En so interessante feite oor die profete en die profesie. Daar is meer as 300 profesieë oor Jesus in die Ou Testament alleen. Dit sluit in sy geboorte, familielyne, bediening, lyding, dood, opstanding in sy koninkryk. It's amazing hoe baie goue drade lyne deur die Ou Testament na Christus verwys. En dan 'n interessante feit, 'n bekende wiskundige, Peter Stoner, jy kan hom gaan Google, het gesê dat die kans dat 8 profesieë in een persoon se lewenstyd vervul word, is 1 uit 10 tot die mag 17. Ek weet nie of jy wiskunde het of gehad het nie. Ek kan dit glad nie doen, ek moes dit gegoogel het. 10 tot die mag van 17 is baie hoor. Okay. So 10 van die mag tot 17, die kans vir dit om te gebeur, om waar te wees in die woord van die Here, is 1 met 17 nulle. Sê 17 nulle. Dit is te veel hoor. Ek het daar geskryf, dis 800, daar 'n lot nulle daarna. Dis baie. Dis die kans wat dit was vir 8 profesieë om in Jesus se leeftyd waar te word in die Nuwe Testament. So in die Ou Testament was daar profesieë oor hom, oor 'n lot die dele van sy lewe. En as ons glo dat die woord waar is wat ons doen, en 300 profetiese woorde oor Jesus as uitgespreek, is daar al 100 in die Nuwe Testament wat waar geword het. Hoekom sal ons nie in Christus glo nie? Hoekom sal ons nie oor Christus praat nie? Hoekom sal ons nie oor hom getuig nie? Hoekom sal ons nie
van die geboue se dakke afskree nie. Hoekom nie? En so ek het so 6 vervulde woorde vir ons neergeskryf wat profeties uitgespreek is in die Ou Testament en in vervulling gekom het in die Nuwe Testament. Dis die maagd en die geboorte van Christus in Jesaja wat in Matteus tot vervulling gekom het. Gebore in Bethlehem en Micha 5:2 spreek dit uit en in Matteus 2:1 word dit vervul. So ook die lyding van sy sondes, die kruisiging se beskrywing, die 30 munstukke wat ons van lees. Die opstanding het alles tot vervulling gekom, meer as 100 van die profetiese woorde in die Ou Testament het waar geword. En so hier's 'n paar, ons noem hulle groot profete, nie omdat daar groot profete bestaan het nie, hulle was nie groot nie, hulle het net die meeste boeke, of die grootste boeke in die Bybel ook geskryf, nee, Jesaja, Jeremia, die klaagliedere, Jesegiel, Daniel, en dan die klein profete, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Naam, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria, Maleagi, wat een van my amper wil ek sê gunsteling boeke is van profete wat gelees het. En so as ons kyk na groot, beteken dit nie hulle is fisies groot nie, hulle was net groter, hulle het die meeste profetiese woorde gegee in die Ou Testament. En as ek kyk na die klaagliedere, wil ek net sê vrouens, is dat die klaag om te kla is eintlik 'n man se werk. Ek weet nie of jy weet nie. Het jy geweet? Baie dankie daarvoor. Dit was baie snaaks. Ek het ook gedink dit is snaaks in voorbereiding. Die klaagliedere is eintlik die man se werk. Dit is nie die vrou se werk nie. Om te kla by God is Bybels, het jy dit geweet? Nee, ons moet net altyd bly wees, is nie waar nie? Nee, ons moet net reg lewe, ons moet glimlag, al gaan dit regtig sleg met ons. Dis nie waar nie. As ons sielkundig wil siek word, moet ons so lewe. Want eintlik jok ons nie net vir mekaar nie, ons jok vir onsself dan ook, is dit nie? En so, wanneer ons kyk na die profete, en ons staan stil by Jesaja, hy het omtrent so 700 jaar voor Christus se geboorte geleef en geskryf. Hy het verskillik baie boeke en profetiese woord geskryf. En een van die bekendste gedeeltes is Jesaja 53 wat ons gaan lees vers 5 wat sê, maar hy is deurboor oor ons oortredinge, hy is verbrysel oor ons ongeregtigheid. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Nou kom ek sê net, profete in daardie tyd was weird. Hulle is wille manne. Van hulle het, een van hulle, Esegiel het net heuning en sprinkane geëet. Die ander ene het die heeltyd gekla. Die ander ene het vir weke geslaap in die teenwoordigheid van die Here. Dis 'n tipiese profeet vir my. Ek sê ja vir daai profesie. En so, een van hulle het kaalvoet geloop sy hele lewe lank. Hulle is weird. Van hulle is doodgemaak omdat hulle so weird was. Hulle het opgedaag by plekke, God se woord oor mense uitgespreek, en dan is hulle in die helfte deurgesny. Dis nie 'n lekker werk nie. Dis 'n baie moeilike werk. Hulle was self baie moeilike manne. En so, Toby, dit is so my vriend. Nie almal gaan van ons hou nie. Partykeer gaan ons goeders uit plek uit sê, en dis okay, die Here weet. Ons moet so 'n bietjie ouens se hare die mekaar vryf. Ek justify niks wat jy doen nie, ek sê net, ons is 'n weird spesie, okay. So in Jesaja 52 lees ons saam, en hier kom jy lekker lees saam, so lees saam met my. My dienaar sal voorspoedig wees, vers 13. Van wie praat hy? So 52 uit. Hy sal hoog in aansien wees, hy sal baie eer ontvang. Van wie praat hy? Hy profeteer oor Jesus. Baie mense was ontstel oor hom. Hy was so misvormd dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie meer die voorkoms van 'n mens gehad het nie. Maar hy gaan baie nasies laat opspring van verbasing. Konings sal sprakeloos wees oor hom, want hulle sal iets sien wat nie aan hulle vertel is nie. Hulle sal iets te wete kom wat hulle nog nooit gehoor het nie. En so Jesaja 53 gaan aan en sê in vers 1, wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Luister gou mooi. Die profete in die Ou Testament was evangeliste ook.
Hulle het mense van God vertel. Dit was nie net profetiese woord wat in die Nuwe Testament sou waar word of in die toekoms sou waar word nie. Hulle het getuig dat God die enigste God is. Dat die God van Abraham, Isak en Jakob die enigste koning is wat moet heers. En so hulle het vooruit gegaan, mense se lewens geïmpakteer, sonde aangespreek. Hulle het ouens na 'n beter lewenstyl toe gelei. Dit was nie net die Torah nie. Die Torah was nie die Bybel nie. Die Torah was 'n lys reëls wat die Jode moes nakom, maar die profete het gekom en sekere goeders belyn sodat mense moes weet in watter rigting hulle beweeg. Daar was profetiese ouens wat persoonlike woord gegee het. Meeste van hulle het al vir die volk van Israel rigting gegee of van God getuig. Wat doen ek en jy hier? En so ons gaan daarby uitkom. Vers 2 sê die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in die droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie die voorkoms wat van hom sou sien nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Amper 2.500 jaar later het hierdie waar geword. Op die kruis, op Golgotha. Hy gaan aan in vers 4. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sonde is hy verbrysel. Die straf wat ons vir vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Weet julle, elke keer as ons mense hande oplê wat genesing moet ontvang, en ons gaan dit volgende doen, is daar 'n profetiese woord wat uitgespreek is, dat as ek en jy glo in Christus, dan is die krag van God oor my, ook my en joune. The same power that raised Christ from the dead lives in me. En God verwag van ons iets, ons gaan nou daarby kom. Ons het almal gedwaal soos skape en elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal is 'n sonde op hom laat afkom. It's a matter of the heart. Wat gaan in aan ons harte aan? Is wat die Here wil aanraak en aanspreek hier. En so hy gaan aan, hy sê hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Weet jy dat Christus nie gekla het een oomblik toe hy die kruis by die Via Dolorosa na die Golgotha toe nie een keer gekla nie. Hy het gesê hy's dors. Hy het uitgeskree, Here, Here, hoekom het U my verlaat? Hy het 'n gesprek gehad met 'n ander misdadiger op die kruis terwyl hy daar gehang het. Nie een keer het Christus gekla nie. Waar kla ek en jy? Ek het net gesê mag, so kom ons hou daai vas. Hy het 'n graf gekry, by Gordeloses. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. En so alles van die profete in die Ou Testament wys vir ons Christus se koms, wat hy kom doen. Hoekom gaan hy hier wees? Wat is sy lewensdoel? Hoekom het God hom gestuur? Hoekom het hy gekies om te kom? En so die werk van die profete in die Ou Testament was om te getuig dat Jesus op pad is. En so, ek vat julle nou van die Ou Testament na die Nuwe Testament toe. En so die Nuwe Testament noem ek profeties. En ek wil begin by die kondisie van die hart weer eens. Soos die kondisie van die hart aangespreek in die Ou Testament, mense was sleg. Die hart van die mens was inherent vrot. Matteus 15:19 sê, want uit die hart kom slegte gedagtes, moorde, egbreuke, hoerery, diefstalle, vals getuienisse, lasteringe. En so die kondisie van die hart van die mens sonder Christus is presies dieselfde as in die Ou Testament, niks het verander nie. It's the same. En so, ek wil hê jy moet so die kondisie van jou hart nou, terwyl ons nog besig is, so 'n bietjie kom ondersoek. Vra die Heilige Gees om jou hart vir jouself te openbaar in dit die manier hoe hy daarna kyk. In Lukas 24:49 sê, en kyk, ek sal hom die belofte van my Vader na julle stuur, Jesus praat, maar bly julle in die stad totdat julle by die krag uit die hoogte toegerus is, sê hy. Handelinge 2 begin in 'n plek waar Pinkster aangebreek het, en ek en jy ken hierdie gedeelte baie goed. So eerstens het God met die profete in die Ou Testament direk gepraat, en sy woorde het hulle net uitgespreek. In die Nuwe Testament kom Christus,
en hulle roep hom die profeet wat sou kom. Dis hoekom die moslems in die Koran, hulle glo in Jesus, maar hulle roep hom hulle noem hom net 'n profeet, nie die seun van God nie. So die erkenning van sy profetiese aksies en die werk wat Jesus gedoen het, is daar, maar hulle sien hom nie as God nie. Hulle sien hom net as 'n profeet. Ons inderdaad dan sien God Jesus nie net as die profeet nie, as die een wat gestuur is vir ons sonde, as die een wat ons 'n geleentheid gee om verhouding met God te kan hê. En vandag in Handelinge 2, ek glo jy het al hierdie gelees, maar ek wil hê jy moet sien wat gebeur van Christus se gawe in Handelinge 2. Hy sê die dag van Pinksterfees is aangebreek, was hulle almal op een plek en skielik was daar 'n geluid in die hemel van 'n geweldige stormwind. Hulle het iets soos vuur gesien in vers 3, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle kom sit het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder die leiding te doen. Ons skrik altyd baie vir die Heilige Gees en die gawes. En wanneer ek dink iemand moes van God in die Ou Testament sy stem moes gehoor het, ek sou sê ek sou banger gewees het vir dit as die leiding van die Heilige Gees of die gawes van die Heilige Gees vandag. As God met Marinus direk moes gepraat het in my kamer of in my my gesig sou geval het face down, ek sou gebewe het, my broek sou nat gewees het as die God van die hemel en die aarde, die skepper van die heelal met my persoonlik gepraat het, was ek op my gesig. Ek het nie opgekyk nie. Ek sou bang gewees het om vir hom te kyk. En so, wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, wil ek hê met dieselfde respek of dieselfde eerbaarheid of dieselfde vrees in jou hart kultiveer. Wanneer ons na die Nuwe Testament kyk en die uitstorting van die Heilige Gees, is dit ook deels van wat God gebring het. En so hy sê, almal is met die Heilige Gees vervul, ander tale gepraat, soos dit aan hulle gegee is. Vers 40 sê, met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle gespoor, laat julle gered word. Hy sê, laat julle red. Tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Kom ek sê vir jou, die Ou Testamentiese profete het mense na Jesus gewys. Die Heilige Gees se uitstorting met die gawes het presies dieselfde gedoen. Dit het mense na Jesus gewys. En so, in Efesiërs 4 sê, en dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste, herders, leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens. 'n Ander woord vir daai diens in Engels is the work of ministry. Dit wat jy daar buite doen, in jou werksplek, daar waar jy swat, daar waar jy skool gaan, daar is ons veronderstel om 'n bediening te hê, ons moet ons diens lewer, en vir die opbou van die liggaam van Christus, vers 13, so sal ons uiteindelik almal kom, tot die werklike eenheid in ons geloof, en ons kennis van die Seun van God, dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens, hoor mooi, 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse, soos Christus. Wie hier dink hy hoor die stem van die Here? Enigiemand? Jy mag jou hand opsteek. Dink ons doen. Wie hier het 'n behoefte om gebruik te word deur God? Enigiemand? Mooi. So kom ek praat gou met die paas. As jy 'n paas, huishouding, of jy's getroud en jy het 'n vrou, dan praat ek met jou. Kom ek sê waar het ons dit gemis met die profetiese? Ons kan nie vir een oomblik nie daai aflosstokkie nie oorvat by die profete van die Ou Testament. Dit maak ons nie 'n profeet nie. Dit maak ons net profeties. En so, ek het dit in Engels geskryf, ek en jy as vaders van ons huis, as manne van ons vrouens, is geroep vir 3 goeders. Weet jy wat dit is? Koning, priester en wat? Profeet. So, 'n koning is die hoof van sy huishouding. Hy lei. Hy sê waartoe ons gaan in rigting. Hy beskerm. Efesiërs 5:23 sê vir ons, 'n priest, 'n dienaar,
Dit wat ons vandag doen, ons is priesters van die woord. Ons dien julle met die woord. Is presies wat hy sê is, dien jou vrou dan met die woord. Die woord sê eintlik in Efesiërs sê, laat die wasbad van die woord oral loop. Was haar met die skrif van God. Dis ons werke. En dan derdens, ek en jy is die profete van ons huis, van ons vrou, van ons kinders. Hoekom kla jy nie genoeg by die Here nie? Kla jou nie aan nie. Ek vra, hoekom kla van julle vrouens, maar jy is nie besig om by die Here te kla nie? Hoekom nie? Hoekom is jy nie besig om daai goed, ek kan nou vir jou sê, die wêreld het my en Catherine al getref en dis 'n slegte plek om te wees, hoor. Jy kan jou glimlag opsit, jy kan gelukkig wees net soos jy wil, maar as iets slegs gebeur, dan is dit sleg. En die Jesaja 43 is waar die Here sê, wanneer ons deur die diep water gaan, sal hy by ons wees, wanneer ons deur die vuur gaan, sal ons nie skroei nie, en sal ons nie doodmaak nie, want hy is die Here ons God. Hy sê nie ons gaan nie deur moeilike tye gaan nie, ons gaan juis deur dit gaan. God is baie bekommerd meer oor jou en my se karakter as ons gemaklikheid. Daar's 'n lot goeders in ons mondering as mense waar ons net konstant wil gemaklik wees. Nou ek sê nou vir jou, om profeties te wees is nie gemaklik nie. Om die mandaat van Christus op te neem, vat so 'n bietjie gravitas. Dit vat so 'n bietjie 'n man wat sê, maar vir my huis en vir my, ons dien die Here. Dit vat 'n bietjie iets om te sê, is dit nie? Om 'n braai, by die werk, gesprekke, grappies, oomblikke, rugby, al daai goue kalwe wat se anders ons lekker kan klap elke nou en dan. Ek en jy is veronderstel om profeties te opereer elke dag van ons lewens. Nou ek wil dit graag bewys. 1 Korintiërs 14 sê die gawe om te profeteer. Julle moet die liefde nastreef, lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om te profeteer. Iemand wat ongewone tale en klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, want deur die Gees sê hy onbegryplike dinge. Dis nou in tale praat. Iemand wat profeteer rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en vertroos. Wat doen dit? Dit bou op, dit bemoedig en dit doen wat? Dis wat jou vrou nodig het. Dis wat jou kinders nodig het. Dis nie net die geld nie. Dis nie net die beskermingsaspek nie. Is jou familie het nodig dat jy profeties opstaan in jou huwelik, in jou huis, in die plek waar jy is. En so verder sê hy in Korintiërs 14 vers 4, die een wat ongewone tale of klanke gebruik, bou net homself op, maar die een wat profeteer, bou die gemeente op. Ons gaan dit nou doen. Ek sou graag wil hê dat julle almal ongewone tale en klanke gebruik, maar nog liewer dat julle sal profeteer. Die een wat profeteer is groter, luister mooi, nie belangriker nie 'n balkie oomblik nie, is van groter betekenis as die een wat ongewone tale of klanke gebruik, tensy hy dit ook uitles sodat die gemeente daardeur gebou kan word. Ek wil nou vir jou sê, ek en jy is geroep om te profeteer. Nou sê vir my Marinus, maar ek weet nie eens hoe om hardop te bid nie. Jy sê ook vir my, ek het nog nooit met die Here oor enigiets gepraat nie, voor mense nie. Hier is nie 'n plek waar ek wil hê moet skaam staan nie. Hierdie is 'n mantel wat ek wil hê jy moet kan aantrek. Nou, ek praat nie net met die pappas nie. Die mammas het 'n rol om te speel in hulle wêreld met hulle vriendinne, hulle kinders, hulle man. Dink net die krag wat 'n man het wanneer sy vrou oor hom bid en profeties oor hom beweeg. En dieselfde doen as wat hy ook met haar doen. Hoe lyk ons skole wanneer ouers profeties beweeg oor onderwysers, oor hoofde, oor maatjies wat moeilik is, of ander goeters glo, of snaaks optree wanneer hulle by mekaar speel, dan kyk ons altyd en wonder, die ouers is seker regtig nie in 'n great space nie, of, daai kind is verskillik, nie. Ek en jy is geroep om profeties te wees. Wat beteken dit? Beteken dat dit wat ek het, is al wat ek kan gee. Die profete het in die Ou Testament nie op hulle sy gelê vir 3 weke om te hoor by die Here, want hulle was lui nie. Die Here se krag het deur hulle beweeg, en so hulle kon nie beweeg vir 3 weke lank nie.
terwyl hy die woord van die Here gehoor het en neergeskryf het, geherkou het en dit sy lewe gemaak het. God verwag van my en jou presies dieselfde. Jesus het woord geword onder ons kom woon. Waar is Jesus nou? Hy is nie meer hier nie. Ons sê hy is in ons hart, maar waar is hy werklik? Hy is in die hemel, besig om ons 'n plek voor te berei. Wie is in ons harte? Die Heilige Gees. En my uitdaging vandag is, as ons nou koninkryks oomblik moet hê, as ons gospel moet praat, wat is jou rol? Is dit nie net om Jesus te identifiseer in die Nuwe Testament nie. Dit is om oor hom te profeteer. Dit is om oor hom te getuig, om in mense se lewens inspraak te gee, om drome, dit wat jy droom, uit te kan gee. Het jy geweet daar's 'n vers wat sê dat ons jong mense sal profeseë hê. Ons ouer mense sal drome droom en woorde van wysheid uitlê. Ons werk is om God te hoor en dan te gee. Ons werk is om hom te ontvang, vol te wees van hom en omgestamp te wees en te lê en wanneer ons gestamp word, oor te val. We have to overflow into other people's lives. Ons werk is om 'n spreekbuis te wees vir wat Jesus vir ons was en is en nou vir ons van ons verwag. Want die derde vlak is so 'n bietjie die profetiese val in persoonlik in die teenwoordigheid van God. Het jy geweet, daar is geen profete in die hemel nie. Jy geweet, wanneer ons hierdie lewe vir die volgende een ruil, het ons nie profetiese woord nodig nie. Ons gaan in die teenwoordigheid van God wees, en ons gaan alles weet wat hy weet. Ons gaan onmiddellik agterkom wie is die een voor wie ons buig. Jesaja het gesê, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Hy is in die hemel ingeruk waar hy gesien het hoe die engele om God se troon die 24 ure dag, as ons dit so kan noem. En God is nog buite tyd ook, konstante aanbidding voor hom het. Dit gaan 'n amazing plek wees waar ek en jy God se naam kan 24 ure dag eer, sing vir hom, werk saam met mekaar doen. Ons gaan huise hê. Daar's strate van goud, sê die Bybel. Daar's 'n lewe, dit's 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Maar voor dit gebeur, moet ek en jy 'n verhouding met hom kan hê. En so wanneer ons kyk na persoonlike of in persoon die hiernamaals, het ek 'n paar versies. Die kondisie van ons hart moet wees nou al as mense wat die profesie in ons hart dra, is die kondisie van ons hart 'n man of vrou wat met God gewandel het. 'n Gebed van Moses, die man van God. 'n Man wat God behaag het. Ek het Dawid 'n man na my hart wat my welbehaag doen, Handelinge 3. Is die getuienis vandag oor jou lewe dat voor ons Christus weer ontmoet, dat jy oor hom profeteer, dat jy vir iemand vertel, dat jou getuienis uitgaan. Ek hoor nou eendag 'n jong man sê vir my, sy word uit dieselfde kerk groot geword as ek, en hy sê vir my, Marinus, dit is vir my baie vreemd dat jy my vra om te getuig van die kansel af, maar ek wil vir jou sê, my geloof is persoonlik. Ek hou dit net hier binne in. Ek het wel baie gehoor. My oupa het ook gesê, my geloof is persoonlik, dis hier. Ek en die Here weet ons waar ons mekaar staan. Dit is nie genoeg nie. Dis ook nie 'n aanklag nie. Dis nie genoeg nie. Jesus is nie net vir jou gegee om te hou nie. Jesus is vir jou gegee om te deel. Die profesie wat in jou hart is die getuienis wat die Here daar geplaas het. En jy hoef nie 'n profeet te wees nie. Jy het die salwing van een. God gee dit vir ons. En ek en jy moet daarmee hardloop. Ek wil graag hê om jou oë sluit, as ek gaan vir jou bid. Ek wil vanoggend vra dat as jy vanoggend se woord hoor en jy gaan, ek moes al lankal opgestaan het in my rol. Ek moes al lankal geweet het, ek kan nie Christus vir myself hou nie. Ek moes al lankal weet die Heilige Gees is aktief en ek kan nie meer stil bly nie. As dit jy is, terwyl niemand omkyk nie, niemand's besig, almal se oë is gesluit. As dit jy is en die woord van die Here praat vanoggend met jou, wil ek hê jy moet jou hand vinnig opsteek. Dankie. Ek sien hy hand. Ek sien hom. Ek sien hom. Dankie vir daai hand. Dankie. Dankie, ek sien hy hand. Amen.
As jy vanoggend sê, Here, ek wil nie meer my geloof vir myself hou nie. Dis nie net tussen my en U nie. En jy is bereid om jouself te offer net soos enige profeet in die Ou Testament en jou lewe op die spel te sit vir hom. Wil ek jy moet staan vanoggend. Die Here wil jou seën en jy wil jouself. Hy gaan jou roep vanoggend. Die Heilige Gees is klaar hier, dankie. Hy's klaar hier. Hy roep jou. Ek gaan wag, daar's nog. Moenie wag nie. Hierdie is jou oomblik. Dis tyd. Ons kan nie nog wag nie. Die woord sê die oes is groot en die werkers is min. God roep jou nie vir 'n kerk of 'n beweging nie. Hy roep jou heel eerstens vir hom. Dis persoonlik. En so vanoggend, Here, spreek ek sommer net uit oor almal wat staan. Daar's nog 2. Ek gaan net so 'n oombliekie wag. Ek weet ons is amper klaar, maar ek gaan net wag. Jy moet staan sy. Daar's nog. Jy brand, jy's warm, jou arms, jou hande. Daar's hy. Daar's nog 2. Daar's ten minste nog 2. Kom. Daar's hy. Nee, moenie wag nie. Ek gaan wag. Dankie. Here, ek bid vir almal wat staan. Dat sê, Here, my gemaklikheid is nie meer vir my genoeg nie. Ek wil nie net U in persoon aanbid nie, ek wil U in publiek aanbid. Ek wil nie net U naam uitroep in my binnekamer nie, maar ook in hierdie wêreld wat U so brood nodig het. Ek bid nou vir die Heilige Gees salwing om te kom, en ek bid dat U elkeen wat nou staan, Here Vader, persoonlik sal aanraak en bedien. Die salwing van die Heilige Gees is hier vanoggend. Net ons teenwoordigheid gee U teenwoordigheid kans om in mense se harte te werk. Nie net hulle te salf nie, maar hulle uit te roep en te sê, it is time. En al die wat staan met sommer agter my aanbid, sê, Vader, deur U Heilige Gees in Jesus, ontvang ek nou die mandaat wat U vir my gee om 'n getuie te wees in die maklike oomblikke en in die moeilike. By my huis en by die werk, binne en buite. Ek hoef nie 'n profeet te wees om profeties te beweeg nie. Ek kan net my mond oopmaak en gehoorsaam wees vir dit wat U vir my gee, om te sê of te doen of te leef in die naam van Jesus. Amen. Julle kan sit. Ek het 'n woord vir Linwood wat ek graag wil gee en ek gaan nie lank wees nie. Ek dink ons is nog in tyd. Ek gaan net sommer rekord hier op my foon. Gee my net 'n oomblik, skus, dis hy. Dis hy voice notes. Waar is daai klein babatjie? Is dit Jean Ray hulle? Jean Ray en Willem hulle, waar is hy? Waar is hulle? Jean Ray, is dit jy? Ja, ek wil gou ietsie sê, sommer net oor julle, toe ons die insending gedoen het. Is dit Willem? Die kleintjie? Miller Jan. Oh, dankie. Okay, ek het actually 'n foto geneem, ek kan net daarna kyk. Miller Jan. So, dis baie maklik om profetiese woord te gee vir individue wat so klein is. Hulle gaan nie sê ja of nee nie. Dis baie maklik om te gaan, okay, dis daai kind se woord. Ek spreek uit oor Miller Jan, dat hy nie die stem van die Here sal hoor nie, maar dat hy in 'n huis groot word, waar hy dinge gaan sien en beleef waar die Here hom gaan groot maak, en wanneer hy in die wêreld ingaan, dan gaan hy bekragtig wees, hy gaan tools hê, hy gaan maniere hê om God te aanbid, want julle het, dis die getuienis in my hart oor hom, dat hy 'n man van God gewees, hy sal eerder nee sê, as wat hy jok. Die woord oor sy lewe is waarheid, the truth of the spirit of truth, skus, is oor sy lewe. Nou dis baie maklik om vir 'n babatjie woord te gee, amen? Want hy gaan nie sê nee nie. Maar kom ek sê net Willem, dit wat ek oor jou sien is dat jy 'n huis bou so vierkantig soos hulle kom.
Jy sal nie in 'n plek in beweeg of self tot die dak nie reg gebou is, die geete gaan werk, die elektrisiteit, die Here het jou so gemaak, dis of reg of is verkeerd. Jy staan nie met een voet in hierdie kant en 'n ander voet hier nie, jy staan met beide en jy glo in wat jy doen en jou werk wys dit ook. Mense kan op jou pyl trek, sê die Here vir my. Is dit waar oor hom? Hoe sal ek dit weet? Ken ek jou? Okay, Shanay, kom ek sê gou vir jou. Daar's iets in jou profeties wat die Here uitgeroep het toe ek jou sien. Toe sien ek jy spreek goed oor jou familie uit. Jy bid al lank vir familielede. Jy bid al lank vir daai enetjie wat op pad was, vir jou man. Jy maak die kraal toe en vandag kom sê die Here, laat toe dat Willem jou kraal is. Jy hoef nie oral te vat nie. Kan ek jou hand gou vat? Jy hoef nie alles te wees vir almal nie. Ons grootste deurbraak met God die Vader is dat ons weet wie ons mans is in ons huwelik. En ek jy verstaan dit verkeerd nie. Jy wil net alles vir almal wees en alles weggee. En partykeer gee jy van jouself weg, dit is nie nodig nie. Laat hy jou kom toemaak en dan verstaan jy hoe die Here jou toemaak. Is dit waar? Amen. En so, dis nie die een wat die woord gee wat applaus moet kry nie, dis God. Kom ons gee vir die Here 'n hande klap. En so my woord oor Linwood sal wees dat Linwood sal bly 'n plek wees waar die plant van kerke altyd nommer 1 sal wees met 'n aan julle regterkant Dani en die linkerkant sal wees generasies. Ek voel die regterkant sal plant en die linkerkant sal generasies stimuleer. Ek sien hoe daar hierdie generasie ouer word en daar's 'n bediening van ou mense wat ou mense bedien in ouer huise. Ek sien 'n generasie wat nie bang is om in hospitale in te beweeg uit Linwood uit nie. Ek sien dat gemeenskapsbediening nie net bly in 'n Sondagdiens nie, maar dit vloei in 'n plek in waar polisiestasies, waar ons in Linwood Bridge instap en mense weet wie ons God is, want ons het al geprofeteer. Ek voel dat die gemeenskap van die gelowiges nie net bly by oomblikke waar hierdie gemeente geroep word nie, wat julle ook al plant hier sal in mense se harte leef, of hulle nou in na Kaapstad toe trek, of Durban toe, of Bloemfontein toe, maar die mense wat hier geëkoop word, wanneer hulle oor see gaan, sal die DNA hê van julle twee. Wat die DNA het van Every Nation, wat die DNA het van Christus. Dis nie in die movement nie, dis in die hart. Ek voel asof die Here sê, dat daar beloftes is wat oor julle uitgespreek is, Dani en Susan, wat nog nie waar geword het nie. Julle wag nog daarvoor, en Dani, in jou hart van harte sit jy partykeer en sê, maar Here, ek doen al hierdie goeders, wat van my? Wat van my gesin? Wat van ons gemeente? En die Here sê, ek het jou gemeente, ek het jou familie, en ek het vir jou. In die palm van my magtige regterhand beweeg ek jou waar ek wil hê jy moet wees. Ek sien in die volgende seisoen sal daar leiers wees van oorsee af wat kom kuier en vriendskappe wat gebou word. En ek kan nie sê dat jy vir die volgende 20 jaar hier sal wees nie, maar wat ek wel sien is dat the establishing a foundation in the property of the Holy Spirit is die manier hoe die Here jou gebruik. En wanneer dit gedoen is, dan beweeg die Here jou aan. En so ek sal nie verbaas wees nie, moenie vir Philip bel nie, moenie 'n brief skryf vir Every Nation nie. Ek sê net, ek voel asof die Here sê, dat wanneer jou tyd klaar is, gaan die Here jou skuif. En jy hoef nie bekommerd te wees oor hoe dit lyk nie. En so wanneer ek sê, generasies, Dani, daar is vrug, ek is vrug van bediening, toe jy die jonger generasie bedien het. Ek staan hier as gevolg van julle bediening, toe julle nog nie eens geweet het waartoe julle op pad is nie, wie julle was en wie ek sou wees nie. Die vrug op julle lewens kan nie getel word nie. Julle moenie terugkyk nie. Kyk vorentoe, moenie bang wees nie. Die Here het julle. Ek voel in hierdie gemeente, kom ek sê vir jou een ding van gemeentelei. Dis alleen werk.
Jy kan hoe goeie leier wees, op 'n stadium bevind jy jouself met die Here en jy voel ook die Here het jou laat gaan. Hier's manne wat hier sit, vroue wat hier sit, wat om hierdie twee moet kom. Dis nie net tyd nie, dit moes al gebeur het. Ek sê nie daar is nie. Ek sê daar's van julle wat se werk is om hier te ondersteun. Het jy geweet dat as jou leier sukkel, dan sukkel die gemeente? Moenie dat die gemeente sukkel nie. Moenie dat jou leier sukkel nie. Ek praat van vriendskappe wat die Here om julle gaan plaas, wat vir jare die getuienis sal wees wat myne is in 26 jaar. Hierdie gemeente is 'n familiekerk en nie 'n korporatiewe instansie nie. Julle harte word gesien. Die manier hoe jy lei is perfek, jy hoef niemand anders te wees nie. Dankie tog die Here laat jou toe om net te wees wie jy is, sodat elke ander persoon hier kan van die liggaam hier kan inslot. Ek wil jou uitdaag vandag. As jy wil sien hoe hierdie gemeente groei, verdubbel, kerke plant, generasies aanraak, bou in jou leierskap in. Wees 'n leier, staan op en ondersteun wat hier aangaan. Ek moes dit doen. Daar was 'n tyd wat ek baie kwaad was vir Dani. Dalk moet ek dit nie sê nie, ek gaan net hierdie stop. Stop dit. Dis 'n tyd wat ek baie kwaad was vir Dani, vir Gerlinde, vir Retief, vir 'n lot ouens hier uit Linwood uit en ek is hier weg baie kwaad. Maar ek was onvolwasse. Ek is dalk nog steeds so 'n bietjie. Ek was 'n kind in die gedink ek is iemand. Gedink ek het geweet as dit nie vir leiers was wat hard met my gepraat het nie, dan was ek nie vandag hier nie. Ek eer julle met daai woord en ek eer dat julle dat Linwoods gaan groei in 'n plek in waar dit aanhou sal gee of julle nou hier is of nie. Dit wat die Here deur julle establish in die fondasie gooi, gaan aanhou tot aan die einde. Tot daar 'n nuwe koppel is, tot daar 'n nuwe familie is, 'n nuwe leier, 'n ander kerk. Maar mag julle weet dat wat julle plant opkom en dit dra goeie vrug. Amen. Kom ons gee vir die Here lekker hande klap.